Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Vandag spandeer ons saam tyd uit Lukas 24 vanaf vers 36 tot 53. Hierdie gedeelte is 'n wonderlike afsluiting van Lukas se evangelie. Dis 'n toneel vol vrede, verwondering en 'n nuwe roeping. In hierdie gedeelte verskyn die opgestane Jesus aan sy disippels. Hy leer hulle die betekenis van die skrifte en dan stuur hy hulle die wêreld in met sy seën en belofte en vaar dan op na die hemel terwyl hy hulle seën. Hierdie was nie net die einde van 'n verhaal nie, dis die begin van ons geloof. In vers 36 lees ons: terwyl hulle nog daaroor praat, staan Jesus self in hulle midde en sê vir hulle: vrede vir julle. Wat 'n oomblik moes dit nie net gewees het vir die disippels nie. Hulle was bang, hulle was onseker en vol twyfel na alles wat gebeur het. Nou ek dink hulle wêreld was heeltemal deurmekaar en op sy kop gedraai toe Jesus aan die kruis gesterf het. Daar was 'n oomblik van ongeloof en verwarring, dink ek, in daardie boefretrek. Die disippels het gehoor dat Jesus leef, maar hulle harte was vol twyfel en vrees. En skielik, sonder waarskuwing, staan Jesus self in hulle midde en sê: vrede vir julle. Hy weet hulle is bang, hy weet hulle verstaan nie alles nie. Tog kom hy nie met 'n oordeel en teregwysing nie, maar met vrede. So werk Jesus vandag nog in ons lewe ook. Wanneer ons deur donker tye gaan, wanneer dinge nie sin maak nie, kom Jesus steeds na ons toe met daardie selfde vrede. Hy stap nog steeds deur geslote deure en sê: ek is hier. Ons hoef nie alles te verstaan om sy vrede te ervaar nie. Jy hoef net te weet, hy leef en hy's naby. Wanneer ons hart vol vrae is, wanneer ons nie weet hoe môre gaan lyk nie, kom die opgestane Jesus en sê vandag vir jou: vrede vir jou. Jesus se teenwoordigheid in ons lewe verander enige chaos in 'n bonatuurlike kalmte. In vers 39 tot 43 bewys Jesus dan dat hy waarlik leef en dat geloof werklik is as hy sy hande en sy voete vir hulle wys en selfs vis saam met hulle eet. Jy sien dus juis op dit wat ons geloof gebou is. Ons geloof is nie gebou op mites of baie mooi storieetjies nie. Dit is gebou op 'n lewende, opgestane Christus. Jesus het die dood oorwin. Ons dien nie net 'n herinnering nie, maar 'n lewendige, waaragtige God. In vers 44 en 45 open Jesus hulle verstand om sy woord te verstaan. Hy verduidelik aan hulle dat alles wat in Moses, die profete en die psalms oor hom geskryf staan, vervul is. Hy wys vir hulle dat alles in die skrif oor hom gaan, sy lyding, sy dood en sy oorwinning. Dis asof hy nou vir hulle sê: verstaan julle nou? Alles het 'n doel gehad. Ek en jy het ook daardie openbaring nodig. Sonder sy gees en sy woord verstaan ons nie wat God doen in ons lewe nie. Maar wanneer Jesus ons oë oopmaak, sien ons dat selfs die moeilikste tye deel is van sy groter plan. Nou net so wil hy ook vandag ons oë oopmaak vir sy woord, sodat ons verstaan dat God se plan vir ons lewe deel is van 'n baie groter storie. Ons is nie toevallig hier nie. God het 'n doel met ons lewe, net soos hy 'n doel gehad het met die disippels se lewe. Ek wil jou aanmoedig om elke dag te bid dat die Here ook jou verstand en hart sal oopmaak om sy woord te verstaan. Want sien, dis nie genoeg om net die Bybel te lees nie. Ons het die Heilige Gees nodig om dit te laat leef in ons binneste. Wanneer hy die skrif vir ons oopmaak, raak dit nie net 'n kennis nie. Dit word 'n ontmoeting met die lewendige God self. In vers 47 tot 49 stuur Jesus hulle uit met 'n boodskap en 'n belofte, wanneer hy vir hulle sê dat bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig moet word aan al die nasies.
Jy sien, die disippels moes uitgaan en vertel dat daar vergifnis is in Jesus. Maar hy sê ook, bly in die stad totdat julle bekleë is met krag uit die hoogte. Jy sien, hy stuur hulle nie alleen nie. Hy stuur hulle met die Heilige Gees. Die krag wat hulle verander van bang mense in dapper getuies. Nou ek en jy het ook daardie roeping om Jesus se vrede en vergifnis met ander te deel. En net soos met die disippels, stuur hy ons ook nie alleen die wêreld in nie. Jy hoef nie sterk te wees nie, jy hoef net beskikbaar te wees. God gee deur die Heilige Gees vir ons die moed, die woorde en die krag om sy getuies te wees. In vers 50 tot 53 sien ons hoe Jesus se hemelvaart dan ook vir ons hoop bring. Toe hy opvaar na die hemel, het hy sy hande uitgesteek en hulle geseën. Wat 'n gesig moes dit net nie gewees het nie. Sy laaste gebaar op aarde is 'n seën. En om te dink dat dit nie daar gestop het nie. Daar waar hy nou aan die regterkant van die Vader sit, tree hy vir ons in en is hy steeds besig om sy deurboorde hande oor ons uit te strek in seën. Daardie seën rus vandag nog op my en jou. Jesus is steeds die een wat sy hand oor ons lewe hou. Hy sien ons, hy dra ons en ons het die belofte om na uit te sien dat hy weer sal kom. In vers 53 tot 54 lees ons dat die disippels hom aanbid het en vol blydskap teruggegaan het na Jerusalem toe. Ons sien hier dat die vrees plek gemaak het vir aanbidding en hoe die twyfel verander het in blydskap. Die Here het lewe gebring, Jesus leef en omdat hy leef, het ons nou vrede, ons het doel en hoop vir elke dag. Nou my gebed vandag is dat ons opgestane Jesus vir elke een van ons vrede sal bring in ons vrees, lig in ons duisternis en doel in ons lewe. Dat hy vandag ons oë sal open vir sy woord en ons sal vul met die Heilige Gees, sodat ek en jy sy liefde en vergifnis aan ander kan gaan wys vandag. Julle moet 'n baie mooi en geseënde dag hê. Totsiens.